wees nie? Is jy nie moeg om vasgevang te wees in drank, in sigarette nie? Ek het 'n goeie boodskap vir jou vandag. Jesus red nog steeds. Jesus maak nog steeds gezond, halleluja. Ek wil vir jou sê, die woord van die Here kom in Jesaja 59, my suster, en hy sê die volgende: die hand van die Here is nie te kort om jou uit te help nie. Sy oor is nie toe om te hoor na jou gebede nie. Maar die woord van die Here sê, dit is julle sonde. Ek wil dit weer sê, dit is julle sonde wat skeiding gemaak het tussen jou en die Here. En nou roep jy tot God en God hoor jou nie, want daardie sonde wat nog in jou lewe is, maak skeiding tussen jou en die Here. En ek wil vandag vir jou sê, die woord sê, dis waarom God nie luister na jou gebede nie. Dis waarom God nie ag gee op jou geroep nie. Dis omdat jy nog nie daar die keuse gemaak het om Jesus as jou verlosser en jou saligmaker te maak nie. Luister hier, ek wil vir jou vra, as jy sterf vandag, in hierdie dag as jy sterf, sal jy by Jesus wees? Jy gaan vanmiddag vir my sê, pastoor, dis maklik om vir jou te sê, ek sê vir jou, daar is 'n dag waar Jesus op die wolke gaan kom, en elke oog sal hom sien, en elke tong sal bely, dat Jesus Christus die Here is. En ek wil vandag vir jou sê, ons verkondig daardie naam van Jesus. Luister, die woord sê, soos Jesus gekom het, sal hy ook, of soos wat hy gegaan het, sal hy ook kom. En ek wil vir jou sê, daar gaan 'n dag aanbreek, en daardie dag is baie naby. Wat sê ek vir jou vandag? Dat God se hart brand vir 'n verhouding met jou. God soek 'n verhouding met jou. God wil nie jou plesier vat nie. God wil nie jou lekker lewe vat nie. He wants your heart. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe siek jy is nie, al wat jy moet doen is jou voete op die water sit, want ek weet een ding, dat Jesus Christus, ja, hy het gesterf, maar ek wil ook vir jou sê, hy is opgewek deur die krag van die Heilige Gees, en daardie krag, luister gou, daardie krag maak nog steeds gesond, daardie krag wek nog steeds dooies uit die dood uit. Hy maak nog steeds die blindes sien. Hy maak nog steeds die siekes opstaan uit hulle beddens uit. Ek praat van die Jesus wat lewe. Is jy moeg om te hoor van Jesus? Ek wil vandag vir jou sê, ons nooi jou uit om hier te kom staan. Jy gaan vir Jesus ontmoet op 'n baie ander manier. Luister, Vlakkeland, Jesus Christus, stel nie belang in die fancy mense nie. Jesus did not come for those who are rich and those who are beautiful and those who are strong. Jesus came for those who are broken in heart. He came for those who are prisoners. He came for those who's in bondage. En ek wil vandag vir jou sê, daardie Jesus het gekom om restaurasie in jou lewe te bring. Jy bid al soveel jare, jy sê, Here, hoe lang gaan jy nog jou oor toemaak as ek uitroep na jou? Here, hoekom hoor jy nie as ek roep nie? Ek sê vir jou, die woord van die Here sê, dis jou sonde, my boetie en my sussie, dis jou sonde, en ek hoor die woord van die Here baie duidelik, wat sê, bekeer jou, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die dag is hier, en die Here sê, ek klop nou al baie lank aan jou deur, my suster en my broer. Luister, daar's 'n dag, en dis hoe ek weet hierdie Jesus bestaan. Daar was 'n dag in my lewe, wat ek gesuip het, gerook het, gehoor het. Ek sal dit sê, weet julle wat, almal van ons het sonde, maar daar het 'n dag gekom, wat Jesus in my lewe stap, toe is ek ooit dieselfde nie. Ek wil ook vir jou sê, daardie Jesus, het ook die Gees
van depressie gebreek in my lewe. Daardie Jesus het ook die juk en die duiwels van armoede gebreek in my lewe. Maar Jesus kan nie daardie goed in jou lewe breek as jy nog besig is met pornografie nie. Hy kan dit nie breek as jy jou vrou slaan nie. Hy kan dit nie breek terwyl jy Vrydag, Saterdag gesuip is en jou familie eet nie. Luister gou wat ek sê, Jesus is 'n gentleman. My Jesus is a gentleman. He will never ever force himself upon you. Luister hier my boetie en my sussie. Jesus is 'n werklikheid. En ek wil vir jou sê, as jy vandag die keuse maak om te kom dat ons vir jou bid, wil ek vir jou sê, die Here gaan vir jou 'n persoonlike woord vandag gee. Die woord van die Here sê en Jesus sê, as julle glo, sal julle groter dinge as ek doen. Beter. Wat keer jou vandag om daardie naam van Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker te wees? Die dag as jy voor die Here staan, Vlakkeland, wil ek vir jou sê, jou chommie is nie daar nie, jou ma is nie daar nie, jou boetie en jou sussie is nie daar nie, dis jy en dit is Jesus. Luister jy, weet ek, hierdie Jesus is God, want ek het in sy naam duiwels uitgejaag, in sy naam het ek siektes beveel om uit te gaan, en hulle het uitgegaan. Daardie naam, Jesus Christus, het krag, hy is die koning van die konings, hy is die Here van alle Here, en ek verklaar oor Vlakkeland, die Here sê, bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom. Pastoor, ek kan nie, ek suip nog. Luister hier, Jesus stel nie belang in hoeveel foute jy het nie. Hy soek net jou hart, my broer. Hy soek net jou hart, my suster. Hoor die woord van die Here. Ek klop nou al so lank aan jou hart se deur, maar jy ignoreer my, sê die Here. Hy sê die dag van jou oorwinning het gekom. Die dag of your restoration is come. Al wat jy moet doen, my boetie en my sussie, is vergeet 'n bietjie van jou chommie. Vergeet so 'n bietjie van jou maats. Want ek wil vir jou sê, as jy in 'n graf lê, is jou maats nie eens daar nie. Die woord van die Here kom, en is my so fantasties om te weet, dat wanneer Jesus kom, ek 'n plek het in sy koninkryk, en dit maak my opgewonde. Die woord van die Here kom, in Efesiërs 2:13, hy sê, omdat julle een is met Christus, deur die kruisiging van Jesus Christus, deur die kruisiging van Jesus Christus. Luister jy, hy sê, julle was op 'n tyd, was julle ver van my af, maar ek het julle nader gebring, sê die Here, nader gebring, deur my seun, Jesus Christus. Wat moet ons doen om gered te word, vra hulle vir Petrus? Glo in die naam van die Here Jesus Christus. Bely jou sondes en laat jou doop. Ek wil vandag vir jou sê, daar gaan 'n dag kom in jou lewe, en Jesus gaan nie vir ewig wag nie. Daar gaan 'n dag kom wat hy aan daai deur gaan toemaak in jou lewe. Daai dag sal kom, en dit sal baie vinnig kom. Die woord van die Here kom, Jesus sê in Johannes 14 vers 6, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my, sê Jesus Christus. Daar is nie 'n ander manier nie. Dit is alleenlik deur die naam van Jesus Christus, en dis daardie naam wat ons verkondig. Luister hierso, jy sê dalk vir my vandag, pastoor, jy verstaan nie die pyn waardeur ek is nie. Ek wil ook vir jou sê, as jy gemolesteer was, weet ek hoe voel dit, want ek het dit self ervaar. Die pyn wat jy ervaar vandag, as jy seksueel aangerand is, deur enigiemand, wil ek vir jou sê, dis net Jesus wat jou kan gesond maak. Daar's niemand wat jou seer kan gesond maak nie. Sy naam is Jesus. Jy weet, in 'n oomlikse tyd. En dis hoe hierdie Jesus werk. In 'n oomlikse tyd kom hy, en hy kom verander jou, en hy maak jou gesond sonder enige moeite. Weet julle wat is sy naam? Sy naam is Jesus Christus.
Die woord van die Here kom in 1 Korintiërs 1, vers 18, hy sê, die kruis van Jesus Christus is dwaasheid vir hulle wat nie glo nie. Maar hy sê, vir ons wat Jesus aangeneem het, is dit die krag van God, halleluja. Dit is die krag van God. Luister, laat ek gou vir jou sê, wat sal jy die Here gee vir jou lewe? Hoeveel geld het jy as Jesus die dag op die wolke kom? Hoeveel geld het jy om te betaal? En te sê, Here, hier is betaling vir my lewe. Ek wil vandag vir julle sê, Jesus se hart brand vir jou. Kom ek gee gou vir julle goeie nuus. Die boek van Romeine 5 vers 9 sê, toe ek en jy nog sondaars was, het Jesus vir ons gesterf. Daar die Jesus, Christus, die Seun van God. My boetie en my sussie, ek wil vandag vir jou sê, toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het hy nie belang gestel in sy gemak nie. Hy het nie belang gestel om gesien te word nie. Hy het belang gestel in jou. Hy het belang gestel in jou hart. Vlakkeland, hoor die woord van die Here. Die Here sê, ek soek jou hart. It was always about the heart. Luister jy, jou kerk het vir jou gelieg. Jy hoef nie 10de te gee om hemel toe te gaan nie. Jy het Jesus nodig, halleluja. Jy kan maar Bybel lees. Jy kan maar bid en vas. Maar ek sê vir jou, as jy nie 'n verhouding met Jesus het nie, is jy verlore tot in alle ewigheid. Hoor gou my hart, ek is nie hier vanaand om vir julle slegte nuus te gee nie. Ek is hier om vir julle te sê, dat Jesus gesterf het, opgestaan het, soos die woord sê, sit hy aan die regterhand van die Vader, en hy bid vir ons. Ek wil vir julle sê vandag, die woord sê in Johannes 3:17, for the Son of Man did not come to condemn the world, but to save the world. Jesus het nie gekom om jou van weg te vat nie. Hy het gekom om jou te red. Hoekom is jy so hardkoppig, Vlakkeland? Hoor die woord van die Here. O pastoor, God se begeerte vir my is goeie planne. En ons is so maklik om Jeremia 29:11 te quote en te sê, maar God se planne vir my is om vorentoe te gaan. Luister gou, God wil hê, jy moet bekeer, sodat dit met jou sal goed gaan. Ons kan nie God gebruik vir 'n genie nie. Môre is jy siek, jy lê in jou bed, jy roep die Here aan, as hy jou gesond maak, dan vergeet jy weer van Here Jesus. Sê gou vir my, by wat se naam is daar, op die aarde of in die hemel, waar jy kan gered word? Wat is daar die naam? Sy naam is net Jesus Christus. En ek vat die boldness vandag om vir jou te sê, as jy jouself nie bekeer nie, gaan daar 'n dag kom waar die helse vuur jou sal brand, en die Here gaan in daardie dag jou nie kan help nie. Hoor die stem van die Here, my hart brand vir jou, Vlakkeland, my hart brand vir jou, Vlakkeland, bekeer jouself en glo die evangelie van Jesus Christus. Ja, daar is net een evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Daar is net die evangelie van Jesus Christus. Only of Jesus. Vlakkeland, hoor gou my hart. Ons is baie gemaklik in ons sondes. Ons is baie gemaklik om aan te hou met ons dinge. Maar wie sê dat jy môreoggend gaan wakker word? Wie sê vir jou dat jy môre nog gaan lewe? En die Here sê, en ek sê dit spesifiek vir iemand die vandag, hy sê, ek het al vele profete vir jou gestuur, maar jy wil nie luister nie. Nou weer sê ek vir jou, die Here roep jou man en vrou van Vlakkeland. Wat is jou seer, wat is jou pyn? Wie het jou seer gemaak? Is jy moeg vir hierdie lewe? Het jy al gevoel om selfmoord te pleeg? Ek wil vir jou sê, wanneer jy in jou kamer alleen is, wanneer jy in jou kombuis alleen is, en al jou maatjies is weg,
en jy wil 'n besluit maak om jou lewe te eindig, wil ek vir jou sê, niemand kan jou seer wegvat behalwe Jesus nie. Luister hier, ons kan maar met die pastoor gaan praat, hy kan ons nie help nie. Ons kan nou maar met ons mense gaan praat, hulle kan ons nie help nie. Luister hier, toe Jesus die hemel in is, het hy aan ons die Heilige Gees gegee. En die Heilige Gees is in staat vandag om jou situasie te verander. Hoor wat ek sê, ek preek nie 'n prosperity gospel nie. Jesus het gekom om ons te red. Hy het gekom om jou te bevoordeel. Hy het nie gekom om jou te benadeel nie, want hy weet, daar is 'n lewe na hierdie lewe. Daar's 'n koninkryk na hierdie aarde. Is jy deel van daardie koninkryk? Daardie koninkryk is waar God regeer, tot in alle ewigheid. En daardie koninkryk is een van die dae op pad. Weet julle wat? Moenie julle harte verhard vandag nie. Moenie in 'n plek wees waar jy die Here weerstaan nie. Vat net 'n oomblik in jou lewe en maak Jesus deel van jou situasie. Ek wil vir jou sê, God kan doen wat jy nie in 'n leeftyd kan doen nie. Ek wil vir jou sê, ek was in 'n finansiële nood, dat ek nie vir my vrou kon klere koop nie. Ek kon nie kos koop in die huis nie. Ek kon nie dinge doen vir my kinders nie. Maar ek sê vir jou, dat die woord van die Here kom, in Matteus 6 vers 33, en hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal vir julle bygevoeg word. Ek wil vir jou sê, Jesus het nie net my gesond gemaak nie, hy het my finansiële omstandighede verander. Is jy moeg vir jou lewe? As jy op jou laagste is, man en vrou, as jy op jou heel laagste is, vra ek vir jou, wie roep jy aan? Jesus staan vandag met ope arms. Hy staan met ope arms vandag om jou te ontvang. En ek wil vir jou sê, dat God 'n persoonlike woord vir jou het. Jy bid nou al so lank vir jou kinders. Die Here sê jy moet vorentoe kom dat ons vir jou bid. Jy sit al so lank in depressie en jy weet nie meer wat om te doen nie. Die Here sê jou tyd het gekom. Jy weet, die vrou wat gebloei het nie gekyk na haar omstandighede nie. Sy het nie omgegee dat sy nie genoeg geld gehad het nie. Sy het nie omgegee of sy mooi genoeg klere aangehad het nie. Die enigste ding wat die vrou in haar kop gehad het, ek moet Jesus aanraak, halleluja. Jy moet Jesus aanraak. Die tyd het gekom, hoor gou wat ek vir jou sê, as jy paaloos is, as jy sonder 'n pa groot geword het, wil ek vir jou sê, Jesus weet waartoe jy gaan. Jy weet, wanneer ons die Here aanroep, dan weet hy presies hoe ons voel. Want hierdie Jesus wat ek verkondig, was 'n mens gewees, wat ook ervaar het wat ek en jy ervaar. Maar die verskil is, nou kan ek en jy met hom praat en Jesus verstaan. As jy bid en sê, Here, daai mens het my hart gebreek, dan verstaan die Here Jesus, want hy is self gebroken gewees op hierdie aarde. Jesus het nie 'n wonderlike lewe gehad nie. Daar was nie eens plek vir hom om te slaap nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek preek 'n Jesus, wat 'n mens was, ja, maar hy sit nou aan die regterhand van God. Dit is nou jou keuse, wat jy met hierdie besluit gemaak. Jy het die woord van die Here gehoor, Vlakkeland. Jy het gehoor dat Jesus is die lewende brood. En almal wat van hierdie brood eet, sal ewig lewe. Pastoor, wat gaan die mense van my sê? Moenie worry wat die mense van jou sê nie. Worry wat Jesus van jou gaan sê. Sy woord sê, as jy my verloon voor ander mense, sal ek jou verloon voor my Vader, sê hy. Ek roep jou aan, ek bemoedig jou. Hier is die tyd van die oorwinning. Hoor die stem van die Here. Die boek van Efesiërs kom en hy sê, ons wat in Christus is, het alles wat ons nodig het. Nie net in die komende tyd nie, maar ook in die toekoms. Nie net in die toekoms nie, maar ook in die lewe hierna. Vlakkeland, hoor die woord van die Here.
Hoekom wil jy siek rondstap? Hoekom wil jy deur duiwels beheer word? Hoekom wil jy in depressie sit? Ek het 'n naam bo alle name en sy naam is Jesus. Luister gou wat ek sê. Ek praat nie van iemand wat ek nie weet nie. Ek het duiwels uitgedryf in sy naam. Ek het siekes gesond gemaak in daardie naam van Jesus. Hoe sien ons Jesus? Ek wil vir jou sê, as jy 'n prentjie het van Jesus, wat 'n wit man was, wat maar was, wat uitgeteer was, sy haar op sy boude gang, wil ek vir jou sê, ons praat nie van dieselfde Jesus nie. Daardie Jesus waarvan ek praat, is die Seun van God. Hy was 'n carpenter gewees. Hy het sterk arms gehad. Hy het met klip gewerk. Ek wil vir jou sê, hierdie Jesus waarvan ek praat, is nie die goed wat ek en jy op Facebook sien, waar hierdie oom deur die woud hardloop, en hy so swak nie. Ek wil vir jou sê, Johannes die Doper het gewys en gesê, daar is die Lam van God. Hy sal julle doop met vuur en met die Heilige Gees. Hierdie Jesus waarvan ek praat, is 'n kragtige Jesus. Ek nooi jou uit vandag. Ek wil nie nog baie praat nie. Die Here het vir jou persoonlike woord. En ek wil jou challenge vandag. Kom vorentoe. Jy vra God nou al baie lank vir genesing. Jy vra God nou al baie lank vir 'n deurbraak. Luister gou. Moenie kom vir die brood nie. Kom vir die oorwinning. Daar is 'n lewe na hierdie lewe. Moenie bekommerd wees oor wat jy eet en drink nie, want weet jy wat? Môre is ons weer honger. Môre is ons weer dors. Maar Jesus sê, die water wat ek jou sal gee, is strome van lewende water, wat uit jou binneste sal kom. Luister hier, man en vrou, daar is ook 'n geestesdimensie van jou, en daardie geestesdimensie is dood as jy nie vir Jesus ken nie. Daardie geestesdimensie binne in jou moet eet en drink, en dit is alleenlik Jesus wat dit lewend kan maak, en dit kan kos gee tot in alle ewigheid. Prys die naam van die Here. Ek wil julle aanmoedig, daai manne wat daar staan, die Here het 'n woord vir julle, asseblief, kom staan nie sodat ons vir julle bid. Ek roep julle in die naam van Jesus Christus. Ek roep julle na vore. Luister hier, die Here se hart is vir jou. Die Here is nie teen jou nie. Ek wil vir jou sê, as die pastoor jou seer gemaak het, kom vorentoe dat ons bid vir jou. Jy moes nooit op 'n mens vertrou het nie. Jy moes alleenlik op Jesus vertrou het. Ek nooi jou uit, hoor die woord van die Here. Ek het jou lief met 'n ewigdurende liefde. My liefde is tot in alle ewigheid, en dit sal nooit ooit opraak nie. Prys die naam van die Here. Daai manne, die Here het 'n spesifieke woord vir jou, man, daar met die rooi baadjie. Die Here het 'n woord vir jou, my vriend. Kom. Prys die Here, man. Luister, ons moet hulle roep. Prys die naam van die Here. Ons katrol hulle. Weet julle, as jy vis vang, die aas stink, maar ons het die vis. Halleluja. Prys die naam van die Here. Wow. Daardie dames wat daar sit. Daardie dame wat aan die regterkant sit met die swart hemp en die rooi rok. The Lord has a specific word for you, my sister. A specific word. Ek wil vir jou sê, ek sien in die gees dat jy Jesus baie lief het. Ek sien in die gees dat jy roep na hierdie Jesus. Ek wil jou uitnooi om te kom staan. Please come to the front, ons wil bid vir jou. Jy gaan Jesus op 'n verskillende manier sien. Daardie man met die groen hoed, boeie laap aan my vriend, Jesus het 'n mooi woord vir jou. Die Here het so 'n mooi woord vir jou, asseblief kom staan hierso. Ons gaan vir julle bid, prys die naam van die Here. Daar sê halleluja, hier kom ek nou. Ons kan nie opgee nie, ons sal hier staan tot vanaand 12 uur toe, maar siele sal ons wen vir Jesus. Ons sal aanhou en ons sal preek, ek gee nie om nie. Weet jy wat, as jy vandag 'n keuse maak vir Jesus, sal jy nooit ooit in jou lewe spyt wees nie, nooit ooit nie. Wel, prys die naam van die, ek vra die godsman en vrou, bid net, asseblief, dat ons daai siele trek,
dat hulle inkom in die naam van Jesus. O Here, ek loof U. O Here, ek prys U. Ek loof U goddelike naam. Kom staan julle sommer almal hier in 'n ry. Staan nie so in 'n ry. O Here, prys U naam. O Here, daai man met die geel hoed, die Here het 'n woord vir jou. The Lord has a word for you. Die Here het jou baie lief, my broer. Die Here is baie lief vir jou. God stel nie belang in wat se religie ons is nie. God het mense lief. Halleluja. O, halleluja, prys die naam van die Here. Kom staan voor, suster. Kom staan voor.